Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by die erediens vanoggend. En mag dit vir elkeen van ons ook 'n goeie ervaring wees hier waar ons vir God ontmoet. En mag hy ons harte ontvanklik maak en ons ore oopmaak vir dit wat hy vir ons wil sê. Die Here het groot dinge aan ons gedoen en daarom is ons vrolik. Die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons besef nie hoe groot die genade en die voorreg is om vanoggend as u gemeente saam te wees in hierdie erediens nie. Here, ons het u teenwoordigheid kom opsoek, want ons kan nie sonder u leef nie. U woord bly die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. En daarom, Here, het ons hierheen gekom met groot verwagting om te kom hoor wat u vir ons wil sê. Maar Here, wanneer ons rondom ons kyk, dan sien ons mense wat maar net soos ons lyk. Wanneer ons deur die Bybel blaai, is dit papier met woorde op, soos enige ander woord. Maar tog weet ons, Here, dit is u woord. Al kan ons u nie sien nie, weet ons dat u hier is. Ons weet, Here, dat wanneer ons u woord begin lees, ons u stem hoor. U woord gee lewe. U sê net, laat daar lig wees, en dan is daar lig. So het u alles gemaak, Here, deur u woord, deur net 'n woord te spreek. Daarom vra ons dat u woord vanoggend ook inslag in ons harte sal vind. Dat ons hierdie woord van u, wat ons hier hoor vanoggend, met ons sal saamneem en daarvolgens sal leef. Dit gebeur soms, Here, dat ons twyfel. Dan vra ons dat u vir ons geloof sal gee. Dat u ons sal help om te glo. Ons vra hierdie dinge, Heer, omdat u die almagtige God is. U is die enigste een wat dit vir ons kan gee. En daarvoor is ons dankbaar. En ons vra dat u hierdie lof wat ons aan u bied sal ontvang. Here, wil u asseblief ook wees met elkeen van hierdie lidmate van die gemeente. U ken elkeen. U, Here, weet wat in elkeen se gemoed aan die gang is. U weet waar daar hartseer is, kommer, ook blydskap. Wil u elkeen se hart aanraak. Wil u by elkeen wees, Here, en verseker van u teenwoordigheid en u liefde. Vergewe ons genadiglik vir die kere wat ons aan u ongehoorsaam is en nie doen en leef soos wat u dit van ons vra nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Gemeente, ons lees saam vanoggend uit 1 Petrus hoofstuk 1. Ons gaan lees vanaf verse 3 tot 9 en die opskrif hier is die lewende hoop en die egte geloof. Aan God
die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwerklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. 1 Petrus 3 vers 8 en 9. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Broers en susters, die enigste ding waarvan 'n mens seker is dat alles die heeltyd besig is om te verander. Vir baie jare het ons op 'n sekere manier oor dinge gedink. Ons kan sê dat ons op 'n tradisionele manier gedink het, omdat tradisie vir ons belangrik is. Dis die manier waarop ons gedink het, en ek dink die manier waarop baie mense vandag ook nog dink. Dat ons tradisioneel dink, omdat ons tradisie vir ons belangrik is. En hiermee sê ons nie dat mense wat nuut en anders dink, so in 'n mate van die tradisie af wegbreek, verkeerd is nie. Die punt is dat die manier waarop 'n mens oor dinge dink en dit interpreteer ook kan verander. In ons kerklike lewe het baie dinge verander oor die afgelope klompie jare. Lidmate se kleredag na die erediens is een saak waaraan ons kan dink. Jare gelede het vroue lidmate 'n hoed opgesit wanneer hulle kerk toe kom. Mans het kerk toe gekom met 'n pak klere. Jy sou nie aan die nagmaaltafel gaan aansit het as jy nie 'n baadjie aan het nie. Dis nie vandag meer die geval nie. Dinge het verander. En hierdie veranderinge het nie die krag van die verkondiging of die inhoud van die evangelie benadeel of dit minder gemaak nie. Ook het dit nie God se teenwoordigheid in die erediens minder gemaak as wat dit jare gelede sou gewees het nie. So het dit ook nie
die gewydheid in die erediens, die gewydheid in hierdie ontmoeting met God weggeneem nie. Want al lyk die klere wat ons dra dalk anders, is die eerbied, en die respek en die agting wat daar vir God was jare gelede, steeds daar. Ons gee steeds ons beste, wanneer ons hier in die erediens by mekaar kom, en vir God ontmoet. Terwyl alles rondom 'n mens besig is om te verander, forceer dit jou ook om nie te dink. En verandering is nie altyd vir almal ewe maklik nie. Met sy opstanding uit die dood, het Jesus juist dit kom doen. Hy het alles kom verander. Hy het alles kom nuut maak. En so werk sy Gees ook in ons lewens, dat ons op 'n nuwe manier na dinge kyk, op 'n ander manier daarna kyk, wanneer ons besef wat Jesus se opstanding uit die dood vir ons as gelowiges beteken, ook vandag, meer as 2000 jaar later. En is slegs moontlik, wanneer ek met my hele hart glo, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, wat ek ook nuut en anders na dinge kan kyk. Gelukkig help God ons, deurdat hy aan ons geloof gee, om te glo dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het. En as bewys daarvoor, broers en susters, dat God aan ons geloof gee, en dat hy ons help om te glo, kan ons dink aan die verhaal van Jesus, wat na sy opstanding aan sy disippels verskyn, en Thomas is nie by nie. Wanneer die disippels vir Thomas vertel, die Here het aan ons verskyn, dan sê hy, ek sal dit glo, as ek dit sien. Ek sal dit glo, as ek die merke aan sy hande en voete kan sien. Hy wil eers sien, en dan sal hy glo. Hy stel met ander woorde 'n voorwaarde voordat hy glo. En wie help hom dan later om tog te glo? Nie die disippels, wat vir lang ure gesprekke met Thomas hou en hom so probeer oortuig nie. Jesus verskyn weer aan hulle. Dan is Thomas by. Hy sê vir Thomas, as dit vir jou moeilik is om te glo, as jy eers wil sien voordat jy glo, kom dan nader, kom kyk. En as dit nie vir jou genoeg is om te sien nie, dan kan jy voel ook. En dan gebeur daar iets. Voordat Thomas nader gaan, en kyk en voel, dan bely hy, my Here en my God. Thomas glo op die ou end, nie omdat die disippels hom oortuig het, na 'n urelange gesprek nie. Hy glo, omdat Jesus met hom moeite gedoen het. Hy glo, omdat hy in hierdie optrede iets van God se onmeetlike groot liefde en genade ervaar het, deurdat Jesus hom nie weggewys het nie, maar vir hom gesê het, kom ek help jou. Kom ek help jou, dat jy kan glo, want dis wat ek op die ou end wil hê. Wanneer ons dan glo daarin, broers en susters, dat Jesus opgestaan het uit die dood, dan besef ons is nuwe mense. Ons begin op 'n nuwe manier, op 'n ander manier, dink oor dinge. Jesus se opstanding uit die dood
is die gebeure in die geskiedenis wat alles kom nuut maak het en ons lewens ook in heeltemal 'n nuwe rigting gestuur het. Mense wat deur Jesus se opstanding uit die dood nuut gemaak is, leef as nuwe mense. Dis mense wat anders dink. Hierdie mense wil nie eers sien voordat hulle glo nie. Hulle glo deurdat God hulle deur sy Gees help om te glo. En hulle maak hulle self ook ontvanklik daarvoor om hierdie gawe van geloof wat God vir hulle gee, hulle eie te maak. Dis ook mense wat soms tot God bid en vra, gee vir ons geloof. Help my om te glo. Want soms is dit maar bitter moeilik. Kinders van God word dus in hulle oomblikke van swakheid en twyfel deur God self versterk. Deur God self gehelp om te glo in die opstanding van Jesus uit die dood. Anders gesê, God self help sy kinders om te besef dat hulle nuwe mense is. Nuwe mense met 'n nuwe toekoms. En hierdie toekoms is 'n toekoms waarna God se kinders kan uitsien met hoop, omdat Jesus met sy opstanding uit die dood die ewige lewe aan hulle gegee het. En ons nie nog eers 'n klomp goed moet gaan doen om hierdie ewige lewe te kan verdien en dit ons eie te maak nie. Dit alles het 'n blinde liefde en blindelingse navolging van Christus tot gevolg. En hiervan het ons gelees vanoggend in 1 Petrus 1. God word geprys as die een wat vir mense nuwe kansse gee, wat vir hulle hoop gee op grond van Jesus se opstanding uit die dood. En dit sê die skrywer van hierdie Petrusbrief, plaas mense wat glo in 'n nuwe situasie waar hulle kan hoop op hulle toekoms. En dit is belangrik om te verstaan, broers en susters, wat die agtergrond van hierdie Petrusbrief was. Petrus skryf hier aan mense wat vervolg word vir hulle geloof. Hulle word doodgemaak omdat hulle glo in Jesus Christus. 'n Mens kan jou net indink hoe dit moet wees om in sulke omstandighede te leef. Want onmiddellik is jy daarop gefokus net om te oorleef. Jy dink nie werklik aan die dag van môre en oormôre nie. Jy dink aan nou, want jy moet deur dit kom wat nou op jou pad lê. En is hierdie mense wat getroos word en sê, julle het steeds 'n toekoms waarop julle kan hoop. Hoor wat staan daar? Ten spyte van julle swaar en moeilike omstandighede, kan julle steeds hoop op 'n goeie toekoms, 'n gelukkige toekoms. Dis dalk nou vir julle moeilik om dit te verstaan, want julle word vervolg, julle staar die dood in die oë. Julle dink dalk dat dit onmoontlik is dat daar vir julle enige toekoms is. Maar daar is. En hierdie gelukkige toekoms het God vir julle gewaarborg deurdat hy vir Jesus uit die dood uit laat opstaan het. Hierdie toekoms het God reeds vir jou gegee. Hou daarom uit in jou moeilike omstandighede, want hierdie nuwe en wonderlike toekoms is vir jou 'n werklikheid. Dit gaan nie vir altyd met jou sleg gaan nie. Daar gaan 'n dag kom
wat dit weer sal beter gaan. God beloof dit vir jou. En dis nie net 'n belofte nie. Dis die werklikheid. Jy gaan verlos word van jou elende. En nadat hierdie vooruitsig gestel is aan mense wat bekommerd is, wat vervolging ervaar, dan kry hulle ook 'n opdrag. Hieroor moet hulle bly wees. Al beteken dit dat hulle nou eers nog vir 'n ruk lank moet swaar kry, kan hulle seker wees dat God hulle louter en hulle toets. Hulle geloof in God word vergelyk met goud. Dan lees ons in vers 7, selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Om te besef hoe treffend hierdie beeld is wat hier gebruik word, moet ons ook verstaan hoe 'n goudsmid in hierdie tyd die suiwerheid van goud getoets het. Dat hierdie goud in 'n houer oor die vuur gesmeld. En wanneer hy dit van die vuur afhaal, dan dryf die onsuiverhede bo op die goud. Dan skep hy dit af en hy sit dit weer oor die vuur. En so hou hy aan, totdat daar niks meer onsuiverhede is nie, en ook totdat hy homself kan sien weerkaats in hierdie gesmelte goud. Broers en susters, daarom is hierdie beeld so treffend. Wanneer God ons toets, wil hy ook sy weerkaatsing in ons raak sien. Met ander woorde, dat ons met ons manier van lewe ook iets van sy liefde, sy genade en sy vergifnis gaan wys. En dan word die lesers of die hoorders van hierdie Petrusbrief gewys daarop dat daar vir hulle nog 'n moeiliker beproewing voorlê as dit wat hulle nou ervaar. Julle moet lief wees vir iemand wat julle nie kan sien nie. Julle moet glo in iemand wat julle nog nie gesien het nie. Wees lief vir Jesus, soos wat hy dit van jou verwag. Nie omdat jy hom al gesien het nie, maar omdat jy hom vertrou en bereid is om jou hele lewe aan hom oor te gee. Wat sê ons spreekwoord? Die liefde is blind. Dit beteken dat ek niks van die slegte dinge wat jy my van vertel wil hoor van hierdie persoon vir wie ek lief is nie. Dit beteken dat ek hierdie persoon vir wie ek lief het, sy foute nie raak sien nie. Want volgens my het hy of sy nie foute nie. Ek is lief vir hom of haar, soos wat hulle is. Soms word ek kwaad, wanneer daar kwaad gepraat word van iemand vir wie ek lief is. Ja, dis dalk nie die beste voorbeeld om my liefde vir Jesus mee te beskryf nie, want dit skiet ver te kort. Want in die eerste plek het Jesus nie foute nie. Die punt is, broers en susters, vir Jesus het ek blindelings lief. Ek het nie nodig om hom eers te sien voordat ek hom kan lief hê nie en op hom kan vertrou nie. Hy help my ook om dit te doen, om hom lief te hê en op hom te vertrou, net soos wat hy in sy groot genade vir Thomas gehelp het om te glo.
Al het jy hom nog nie gesien nie, kan jy glo dat hy jou verlos het en dat daar vir jou 'n wonderlike en heerlike toekoms wag wat hy vir jou gee. Jy het nie nodig om hom eers te sien voordat jy in hom glo nie. Jy kan nou reeds hierdie toekoms wat hy vir jou bewerk het as jou eie beleef. Jy kan dit as die werklikheid en die waarheid ervaar dat dit nou reeds joune is. Daarom sê 1 Petrus, kan julle nie anders as om vervul te wees, in der waarheid oor te loop van 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap nie. Dink bietjie terug aan vroeër vanmôre. Was jy al vanoggend bly gewees? Het jy al gelag vanoggend? Dink dalk verder terug. Wanneer laas was jy bly? Wanneer laas het jy gelag? Dit is so. Dit kan soms bitter moeilik wees om bly te wees en te lag. Daar gebeur dinge in 'n mens se lewe wat in 'n oogwink die glimlag van jou gesig afvee. Daar is oorlog aan die gang in hierdie wêreld waarin ons leef. Op 'n stadium was ons bekommerd. Dit ontaard in 'n derde wêreldoorlog. Onskuldige mense verloor hulle lewens en die vraag is, vir wat? Want in 'n oorlog is daar nie 'n wenner nie. Almal verloor. Daar gebeur dinge in ons land. Dinge wat ons laat wonder, is daar nog reg en geregtigheid? Misdadigers kom weg met wat hulle doen. En dit lyk of misdaad niemand pla nie. Ons is bekommerd oor ons toekoms. En ons kan tereg ook vra, watter toekoms? Vanoggend het die Here vir ons gesê, dat ons hom nie hoef te sien, om vir hom lief te wees, en hy vir ons nie. Ons hoef hom nie te kan sien, om te kan glo en te kan weet, dat hy vir elkeen van ons 'n heerlike en 'n gelukkige toekoms waarborg nie. Ons kan hom glo. Ons kan hom op sy woord neem daarvoor. En die versekering vir hierdie wonderlike toekoms dra ons in ons, wanneer ons glo dat Jesus Christus in ons plek aan die kruis gesterf het, uit die dood opgestaan het, die dood oorwin het, en dat hy elkeen van ons ook in daardie oorwinning laat deel. So het hy alles kom verander. So het hy ook ons toekoms kom verander en kom nuut maak. Sonder om hom te kan sien, kan ek weet, wanneer dit met my sleg gaan, dit nie vir altyd sal aanhou nie. Daar sal 'n dag kom, wanneer dit weer beter gaan. En dit gee vir my hoop. Ons kan hom blindelings lief hê, ons kan hom blindelings volg. As dit, broers en susters, ons nie bly maak nie, en vir ons 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap gee nie, sal niks. Aan hom kom toe al die eer en al die lof. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons kan U nie sien nie. Dwars deur die tyd, Here, nog van altyd af,
het u, wanneer u vir die kinders iets van u self wys, dit ook beperk. Soms het u net u agterkant laat sien, wanneer u verbygaan. Soms het u net gepraat, maar u wys u self nie vir ons ten volle nie. Ons kan u nie sien nie. Maar Here, net so onsigbaar as wat u vir ons is, eintlik nog groter as dit, is u almag, u liefde en u genade. En daarin laat u ons deel, onverdien. U gee vir ons 'n toekoms waaroor ons bly en opgewonde kan wees, 'n toekoms wat ons troos, wanneer die lewe hier vir ons swaar en moeilik word. Dankie Here dat u vir ons geloof gee om dit te glo. Dankie dat u ons help om nie eers te wil sien voordat ons glo nie, maar dat ons glo op grond van u hulp, u genade en die gawes wat u vir ons gee. Here, ons vra dat u ook in hierdie week wat voorlê, u hand oor ons sal hou. Hou ons veilig, Here, behoed ons en bewaar ons. Geef vir ons die krag, Heer, om die werk wat ons doen, wat ook 'n gawe uit u hand uit is, te gaan doen met lus en ywer, soos wat dit van ons verwag word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons sing ten slotte 'n geloofsbelydenis uit Gesang 260, daarvan verse 1 en 11, en dan bly ons staan vir die seëngroet en ons wegseëningslied daarna is Gesang 269, al 4 die verse. As geloofsbelydenis en slotsang nou Gesang 260, verse 1 en 11. In vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.